This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it. The world can't take it away. Amen. Hallelujah. Well, Jesus didn't promise us happiness, but He promised us joy. Amen. He promised that our joy will be full. Is jy reg vir die woord vanoggend? Halleluja. Is al die hoesies gehoes en al die neusies gevee en halleluja. Wat 'n week was dit nie, goeie genade, sniffels. Sjoe, prys die Here, maar dit is wonderlik om U hier te sien vanoggend. Amen. Amen. Ek wil na 'n bekende gedeelte gaan in Galasiërs 5:22. Dit sê die volgende: Die vrug van die Gees is liefde en blydskap. Ek wil daar so stop. Net daar. Ek wil hê jy moet vir die ou langs jou sê blydskap. Sê vir hom joy. Alright, nou sê dit met 'n smile op jou gesig. Halleluja. Joy. So as jy vir 'n titel wil gee aan hierdie boodskap, is dit beskerm jou blydskap. Beskerm jou blydskap. Hoekom loop party Christene so rond asof hulle in suurlemoensap gedoop is in steede van die Heilige Gees? Amen. Dis is die pastoor wat preek en sê die blydskap van die Here is my beskutting. En sy vrou daar agter sê vir hom, well, say it to your face, pastor. Dis 'n ou kleerling pastoor wat altyd gesê die lewe mense is kort. Smaal terwyl julle almal nog tande het. Check die afgelope tyd, hierdie week was ek nie lekker nie, so ek het net die hele tyd, hierdie hele week gedink aan blydskap. Aan blydskap gedink, veral in die tye waarin ons ook nou is in die wêreld. Daar is soveel donkerheid en daar is soveel haat en oneenigheid en soveel geweld en dan is daar die dinge wat aangaan in 'n mens se persoonlike lewe. En dan in die middel van dit alles reflekteer ek op blydskap. Ek reflekteer op blydskap en ek besef dat dit so maklik is om eintlik in hierdie lewe oorweldig te word deur die donkerheid en die swaarigheid en die hartseer van die lewe. En as ons nie versigtig is nie, kan ons hoop verloor. Our hope. Maar as 'n volgeling van Jesus besef ek dat ek nooit my hoop hoef te verloor nie. En een van die redes hoekom ons dit kan oorwin is hierdie ding, want aan ons is blydskap gegee. Blydskap gegee. Psalm sê, dien die Here met blydskap. Amen. Serve the Lord with gladness. Want blydskap maak 'n groot deel uit van ons geloof. En ons vergeet van die vrug van die Gees en die blydskap en ons moet herinner word dat blydskap is nie 'n gevoel nie. Dis 'n keuse wat ek maak in my lewe. Dis 'n aspek van ons lewe waar ons God moet toelaat om die vrug van blydskap te produseer in my lewe. Romeine 14:17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en, ek gaan dit soos die ageïste sê, joy in the Holy Ghost. Halleluja. Kan jy my daai rooibos tee daar agter bring wat ek in 'n dingetjie het? Ek het gevoel my stem het so 'n bietjie laag gegaan daar. Iemand het eendag gesê dat the surest mark of being a Christian, dankie liefie. The surest mark of being a Christian is not his faith, it's not his love, but it is his joy.
Dis wel mooi. Ek hoor van 'n student nou die dag op universiteit wat huis toe kom en vir die eerste keer sy pa sy meisie aan wil voorstel, maar hy moet haar beskryf want sy's nie daar nie. En sy pa vra hom nie die volgende vraag nie. Hy vra nie vir hom is hy mooi nie. Hy vra nie vir haar of haar hare lank is, wat sy doen nie. Hy vra vir sy seun die volgende een. Hy sê lag sy. Lag sy. Wat 'n goeie vraag om iemand om uit te vind van iemand. Want blydskap, luister hierso, blydskap is aantreklik. Dis 'n aantreklike eienskap. Dis wat ek bedoel, dis wat my so getrek het na Framyn toe ek haar die eerste keer sien. Is daai laggie. Ek bedoel julle kan haar almal uitherken in 'n skare as sy begin lag. Is iemand blydskap is aantreklik. En God sal blydskap gebruik om mense by hom uit te kry. Regtig, vir al die enkellopendes, ek dink nie hier's veel ou sad fronsende sak aardappels by die huis nie. Amen. Ek bedoel, ek het nie my vrou gevind met hierdie great looks nie. Ek het gelag. Ek het gesmaal. Sy het vir my geval as gevolg van my blydskap. Amen. Ja, wat sê jy? Jette. Kan ons dit hardop sê, wat? Ag, is wonderlik. Ek dink aan mense in ons kerk. Soveel mense wat in pyn en in hartseer sit, maar wanneer jy hulle sien, is hulle bly. Is hulle dankbaar. Hulle gaan deur dramas en deur omstandighede en pyn in hulle lewens. Ek dink aan oom Robert wat daar sit met 'n rug wat konstant seer is, maar as jy hom sien, dan is hy bly. Hy kom in die kerk in die oggend as ons dan kom hy in. Halleluja, prys die Here. Is dit nie wonderlik om 'n kind te sien wat happy is nie? Net daai happiness van 'n kind. As ek aan my ma dink, dan dink ek aan iemand wat altyd bly was. Altyd die blydskap van die Here gehad het. En ek dink aan hoe mooi 'n mens is as hy dien met 'n glimlag. Hoe mooi is so iets? Ek dink aan mense wat in ons kerk 'n slegte diagnose het, maar hulle het altyd 'n blymoedige gees. Ek dink aan die groeters vanoggend daar voor by die kerk. Hoeveel besoekers het nie al in hierdie kerk ingekom en na die tyd gesê, dit is net amazing. Die liefde en die verwelkoming wat hulle voel wanneer mense hulle groet en vriendelik is by die deur nie. En in die kerk nie, amen. En hulle welkom laat voel het, want dit trek 'n mens na die Here toe. Blydskap trek ons en lok ons na Jesus toe. Nou vra ek die vraag vanoggend, hoekom is julle so nors? Ons moet meer lag. Want die ding wat ons definieer as Christene, luister die, is nie eintlik die soet wat ons dra op 'n Sondag nie. Is nie eintlik die visie wat agter op ons kar sit nie. Dis die blydskap van die Here wat in ons is, wat ons definieer as kinders van die Here. Ja, ons kan opstaan elke liewe oggend in blydskap oor 'n nuwe dag, oor nuwe barmhartighede en oor nuwe genade wat die Here vir ons beskikbaar het in daai dag. Amen. Hoekom sal jy nie bly wees as jy 'n werk het nie? Hoekom is jy nie bly as jy ander mense kan bedien nie? Hoekom het ons nie blydskap wanneer ons gee nie? Wanneer ons offergawes gee, hoe sê die Here moet julle dit bring? Hy sê die Here het 'n blymoedige gewer lief. Amen. 2 Korintiërs 6:8 sê, deur eer
of oneer deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk ons lewe, as getuchtig en tog nie gedood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie, en tog alles het. Amen. 2 Korintiërs 4 sê, en alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons is nie verlore nie. Ons is neergewerp, maar ons is nie vernietig nie. Amen. Jy sien, ons het 'n konstante bron van blydskap nodig. Konstant. Amen. Ek wil na 'n unieke plek in die Bybel gaan. In Genesis 21 vers 1. As jy saam met my sien toe sal gaan. Die Bybel sê die Here het Sara besoek, soos hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar, op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Sara het gesê, 'n gelag het God vir my voorberei. Elkeen wat dit hoor, sal oor my of sal saam met my lag. Die gewete die naam Isak beteken gelag. Maar die eerste keer toe Abraham en Sara gelag het, was dit nie 'n lag van blydskap nie, dit was 'n lag van spot. En God het gesê hulle sou 'n kindjie hê in hulle ouderdom, en hulle het gedink, regtig? Abraham het gekyk na sy vroutjie en hy gesê, regtig Here, gaan daai vroutjie, gaan ons 'n kind hê? En God het self, en God hoor hulle lag van twyfel, maar God verander die lag van twyfel in 'n gelag van blydskap. Genesis 17:17 beskryf dit sê, toe val Abraham op sy aangesig en hy lag, en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? Ek wil daai seën uitspreek oor hierdie gemeente vanoggend. Kan ek 'n amen kry? Halleluja, wie van u sê, Here gee as u wil? Halleluja, vir wie sal dit nou nogal 'n verrassing wees? Prys die Here. 'n kind gebore word, of kan Sara, wat 90 jaar oud is, baar? Die Bybel sê, Sara het ook in haar tent gelê, en sy het gelag, in Genesis 18, en Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek welis hê, nou dat ek oud geword het? Prys die Here. Ek hoop nie julle sê so, sal ek welis nou dat ek oud geword het, nie? Amen. En soms lag ons partykeer vir God se beloftes, want dit klink so onmoontlik. Dit klink so nie wat my liggaam vir my sê op daai stadium is moontlik nie. Kan ek 'n amen kry? Maar God se woord in ons is nie beperk tot ons ouderdom, tot ons gevoel, of ons logika, of ons ervaring nie. Maar wat vir God, wat vir die mens onmoontlik is, sal vir God moontlik wees. En dis tyd dat ons leer om te lag in geloof. Om te lag
in die geloof. Genesis 21:6 en Sara het gesê, 'n gelag het God my voorberei. Elkeen wat dit hoor, sal saam met my lag. Psalm 126 sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. En wie van u kan saam met my sê vanoggend, die Here gaan nog groot dinge aan hierdie mense doen. Amen. Dat deur alles waardeur Abraham en Sara was, het God 'n belofte aan hulle gegee. Dat daai saad van blydskap in gelag sou eindig. Abraham en Sara het die saad van blydskap in hulle gedra en in moeilike omstandighede geopereer in dit. Hulle dra die belofte van Isak in 'n verouderde liggaam. Amen. Maar die blydskapsaad was in haar. En ek wil vir u sê, as u die woord in u het u blydskap binne in jou. Die belofte van blydskap moet ook so in ons lewens opereer. Want wanneer die Heilige Gees volle toegang het tot jou gedagtes, tot jou wil en jou emosies, word blydskap in ons lewens vrygestel. Halleluja. Weet jy wat? Elke belofte van God aan ons dra blydskap. Elke belofte van God eindig in blydskap. En al lyk dinge rondom my donker en die wêreld is onderste bo, sal die vrug van die Gees nog aanhou produseer in my lewe. It's a fruit. Can I get an amen? It's not a feeling, it's a fruit. So, jy weet dat blydskap is nie happiness nie. Happiness is die kondisie en die omstandighede wat reg is. Dis afhanklik van materiële dinge, dis afhanklik van mense. Maar mense stel 'n mens te leer. Maar die Here stel ons nooit te leer nie. You see, happiness is 'n tydelike ding. Happiness is, it's like happiness is like a thermometer. It changes with the temperature. But joy is like a thermostat. It sets the temperature of your heart, no matter what you are going through. Happiness is external, but joy is internal. Joy always says, even if life is not good, God remains good. Happiness fades when the party is over, but joy grows stronger in tribulation. Amen. Happiness is very emotional, but joy is spiritual. Happiness is a feeling, but joy is a fruit. And as I say, Jesus never promised us happiness, He promised us joy. You see, happiness is like a balloon. It is easily popped. But joy is like a well. It runs deep, it runs steady, and it will keep on flowing even in the droughts. Blydskap is anders. Dis 'n saad van innerlike blydskap. Dit is
gebaseer op wie Jesus is. Dis die diep gewortelde vreugde wat in my lewe gevestig is deur die Heilige Gees, wat geanker is in die woord en in God se teenwoordigheid. Dis nie die tipe blydskap wat die wêreld gee nie. As alles reg is nie. Dis 'n diep, konstante sterkte in my lewe wat kom van die wete dat God nog steeds op die troon bly. Amen. En getrou bly. Hy bly goed. Hy bly lief vir my. En hy hou my staande wanneer die lewe my probeer val. Psalm 16:11 sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflik Here, in U regterhand vir ewig. Engels sê dit so mooi. It says, in your presence is fullness of joy. Where is fullness to be found? In His presence. Soos in die teenwoordigheid van God ingaan. Het jy geweet, as jy in sy teenwoordigheid ingaan, kan bly nie. Amen. Kan sorrows nie bly nie. Kan stres nie bly nie. Vrees smelt in die teenwoordigheid van God. Amen. Swaarigheid smelt in die teenwoordigheid van God. As jy in sy teenwoordigheid ingaan, kan gevange gedagtes vrygemaak word. Want ek glo regtig dat sy teenwoordigheid gee ons nie net 'n bietjie blydskap nie. Amen. It gives us fullness of joy. Ek is so bly dat die blydskap van die Here is nie gebaseer op wat ek kon doen nie, maar dit is gebaseer op wat Jesus kon doen. Wat hy vir my gedoen het. Ek is so dankbaar dat God nie 'n mens is dat hy sou lieg nie. Abraham se storie vertel ons dat blydskap het hulle geproduseer in hulle stretching. In die wagperiode was blydskap geaktiveer. En elke oggend dan sou hy so na sy vrou kyk, dan sal hy sê, jy is nie meer Sarah nie. Jy is nou Sarai. Halleluja. En sy sal na Abraham kyk en sê, jy is nie meer Abraham nie, maar jy is Abraham. Met 'n bietjie bacon, amen. Halleluja. Ek weet nie waar kom ek nie goed. Is dalk 'n goeie preekmateriaal nie. Ai. So ons sien hierdie tipe blydskap nie net in Sarah en in Abraham nie, maar ons sien dit in Paulus. Hy is in die tronk, hy is geslaan, hy is vervolg, hy is al gestenig, maar in die tronk skryf hy Filippense 4:4, verbly julle in die Here, rejoice in the Lord, always, and again I say rejoice. How can you rejoice in a jail? Daar's 'n liedjie wat sê, Dis 'n liedjie wat sê, my ma het dit altyd gesing. Kan jy saam met dit klap? Jy moet offbeat klap. I say, well, this joy that I have, the world didn't give it to me. This joy that I, come on church, the world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away.
Okay, nou kan jy so 'n bietjie beweeg. Well, this joy that I have. Well, oh, the world didn't give it to me. This joy that I have. Oh, yeah. The world didn't give it. Well, this joy that I have. The world didn't give it to me. Oh, the world didn't give it. The world can't take it away. For he said, well, this joy that I have. The world didn't give it to me. Oh, this joy that I have. Oh, the world can't take it away that I have. The world didn't give it to me. The world didn't give it. Take it away. Hallelujah. Hallelujah. Ag, dis wonderlik. So die punt van hierdie storie van Sarah is word in Genesis 21 aan ons gegee. Toe sien Sarah, luister net, hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slaafin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. Dis nou Ismael, wat vir Isak spot. In haar huis, in vers 10 sê, en sy sê aan Abraham, jaag hierdie slaafin en haar seun weg. En dis die boodskap dis die tema van my boodskap, beskerm jou blydskap. Beskerm jou blydskap. Want Sarah sien Ismael wat Isak spot. En hier is die revelation. Ismael is die seun van die vlees, terwyl Isak die seun van die gees is. En hier sien sy dat die seun van die vlees spot die seun van die belofte van die gees. Want hierdie twee kan nie saam leef onder een dak nie. Hierdie twee, die vlees en die gees, hulle kan net nie saam wees nie. So wat sê dit vir ons? Dat jy met die dinge van die vlees laat gaan. Amen. Galasiërs 5:17-18 sê, want die vlees begeer teen die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, nie die vlees nie, deur die gees, dan is julle nie meer onder die wet nie. En hier is die ding, as ons konstante blydskap wil hê, moet ons deel met die Ismaels en die Hagars van die lewe. Kan ek 'n amen kry? Hulle kan nie saamleef nie. Jy sien, daar mag dinge wees in jou lewe wat gebore is uit jou vlees uit. Daar mag dinge in jou lewe wat gebeur het in 'n seisoen van sonde in jou lewe. Jy het 'n vleeslike oomblik gehad en jy het 'n fout gemaak. En ergens het jy dalk selfs in ongeloof geopereer terwyl jy in geloof iets moes gedoen het, maar jy het iets uit jouself uit gedoen, want jy het nie gewag vir die Here nie. En jy het eerder op jouself vertrou. En jy het 'n Ismael voortgebring. Al wat 'n mens kan doen met 'n Ismael en 'n Hagar is om hulle uit te jaag. Jaag hom uit. Jy sien, want daai Ismael spot met jou vreugde. Dit herinner jou aan jou foute en aan jou verlede en aan die hartseer van jou lewe. En dis blydskap. Dis moeilik om blydskap
te hê terwyl jy gespot word deur Ismael. Amen. Dit is moeilik om blydskap te hê as jy gespot word met Ismael. Dit is moeilik wanneer leuns in jou ore skree. Leuns dat God jou nie meer lief het nie, dat jy's waardeloos. Is leuns daai, né? En God kan jou nooit gebruik nie, want dit is tyd om daai tipe stemme in jou lewe stil te maak. Wie kan ek amen sê daarop? Dit is tyd om vir daai stem te sê, gaan. Amen. God gee ons genade om te oorwin vanoggend. En al wat ons moet doen, is om te repent voor God, ons sondes te bely en die Heilige Gees toe te laat om daai vrug van blydskap in ons lewens te produseer. En so hierdie is 'n bemoediging vanoggend. Jy hoef nie te leef met die dinge wat jou spot nie. Jy kan dit jaag. Galasiërs 5:24 sê, want die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe. Halleluja. So as ons blydskap wil beskerm, moet ons die Ismaels kruisig. Halleluja. Daai ou gewoontes moet gaan. Die dinge wat daai bedruktheid en swaarmoedigheid en veroordeling oor jou lewe bring. Daai onvergifnis, daai bitterheid. Luister hierso. Moenie dat dit elke dag in jou gedagtes inkom en jou spot nie. Die beloftes van God in jou spot nie. Die blydskap van God in jou lewe spot nie. Aan wie jy behoort spot nie. Ek behoort aan die Here. Ek is die geslag van God. Kan ek 'n amen kry? Ek het die blydskap van die Here en Ismael gaan. Dit is tyd om ons blydskap te beskerm en die belofte van God se Gees in ons te laat produseer. Jy weet, God vra ons nooit om iets te doen wat hy nie alself deur gegaan het nie. Is hy nie 'n goeie voorbeeld nie? Hy is in die tuin van Getsemane. Hy word deur die swaarheid, die sondes van die wêreld, die siektes van die lewe, die lyding wat voor hom lê, is op hom. Maar hy het nie toegelaat dat daai dinge hom daar hou nie. Hy het besluit hy gaan dwars deur die kruis stap. Amen. Hy het alles uit die weg geruim wat sy opdrag sou spot en gesê, Vader, nie my wil nie, maar U wil in my lewe. Dis hoekom ons hierdie volgende vers wat Jesus definieer en van hom die volgende sê, dit sê Hebreërs 12:2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van my geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Wie van die wanneer u aan dit wat voor lê in die hemel eendag saam met die Here, wie van u vul dit met blydskap? Met vreugde, met dit wat voor lê in ons lewens. Nou die Bybel sê Jesus is gevul met blydskap toe hy die verlossing sien wat sy kinders gaan geniet. Hy het dit vooruit gesien, hy het dit gesien in sy wonde. Hy het dit gesien in die tuin, hy het dit gesien aan die kruis, het hy homself gefokus op die blydskap wat hom voorgelê is. Hy pyn, verby angs, na die vreugde gekyk wat voor lê. Ek wil vir julle sê daar lê vreugde voor ons. Real joy. En ons moet dit raak sien vanoggend.
Het jy blydskap vanoggend? Kan julle smaal terwyl julle dit sê? Kan nie julle smaal sing nie, maar ek kan dit hoor. Amen. Jy weet, ek het die tipe blydskap wat die vyand nou al so mismoedig maak. Teen hierdie tyd moes ek al die Here nie meer geprys het nie. Kan ek 'n amen kry? Teen hierdie tyd ek al handdoek ingegooi het. But every single morning I get up and I praise him. The first thing I do, I lift him up and I give him praise. Want ek het nog hoop. Amen. En ek hou vas aan die vreugde wat vir my voorlê. So ek vra jou vanoggend, wat spot jou blydskap? Vanoggend. Wat spot jou blydskap? Wat probeer jou blydskap steel? Sê hy kon. Amen. Dis 'n geestelike woord daai. Hy kon. En kom ons beskerm ons blydskap. Die blydskap van die Here kan my beskutting wees. Moenie dat iets wat gebeur nou in jou lewe, wat nou gebeur in die wêreld op hierdie oomblik, jou beroof van die saad van die Heilige Gees wat binne in jou uitgestort is nie. God het ons 'n belofte gegee. He gave us a promise. He says, joy is coming. Joy is coming. Weeping may last for the night, but joy is coming. Everybody say joy is coming. Yes. En ek praat hier van iets waarmee ek nie alself in my lewe moes geworstel het nie. Hierdie is nie net teorie nie. Daar was 'n tyd dat die lewe en alles wat dit bring, die blydskap probeer uit my uitsuig het. Jy sien, is die ding, ek het dalk my sig verloor, maar ek het nie my visie verloor nie. Ek het nie my hoop verloor nie. Ek het nie my blydskap verloor nie. Want die vyand wil die blydskap van die Here van my vat. En hy wil hê ek moet in die vlees begin opereer. En ek moet emosioneel word. Maar ek het gekyk na daai Ismaels en die Hagars in my lewe en ek het gesê, dis tyd vir julle om te gaan. Genesis 21:6, ek lees dit weer en Sara het gesê, 'n gelag het God vir my voorberei. Elkeen wat dit hoor, sal saam met my lag. Dieselfde vrou wat eers gespot het in ongeloof, het nou gelag in aanbidding. Want God verander ons trane. He changed my mourning into dancing. Amen. Hy verander ons trane in lag, nie van spot nie, maar van vreugde en van dankbaarheid. En ek wil jou herinner, as jy vandag deur droefheid gaan of deur verlore drome, onthou, die Here wat Abraham en Sara laat lag het, gaan jou ook laat lag. Kom ons staan. Ag Here, ek wil weer daai liedjie sing, maar ons het dit nou al gesing. But it is true, Father, the joy that I have. It doesn't come from the world, it doesn't come from anybody. It comes from your word, from your Holy Spirit. It comes from the promises of God that are faithful, the promises that are true, the promises that keeps, amen, that keeps its word, that is solid, that will not change like things, that will not change like circumstances, but your seed
seed of your word is constant. It is a well that keeps on producing and overflowing in times of drought. I can draw on your well. I can draw on your presence, because in your presence is fullness of joy. And we receive it. We walk in it this morning in the name of Jesus. We lift you up and we give you praise, because in our praise is our joy. In our thanksgiving is our gladness and our joy this morning. So fill us with your joy and drive the Ishmaels from our life. In the name of Jesus. And the church says, Amen. God bless you.